Ons gesels met Nico Skamrel. Hy is 'n bekende Suid-Afrikaanse skrywer, uitgewer en digitale skepper wat homself toewy aan die bevordering en behoud van die Afrikaanse taal. Nou Nico is gebore en getoe in Uitenhaag in die Oos-Kaap en het homself as kulturele kampvegter gevestig deur sy skryfwerk, liefdadigheidsprojekte en multimedia platforms. Nico, welkom by ons gesels met. Baie dankie Karen, wat 'n voorreg. Ek is baie bly dat jy my geskakel het en dat ek met julle kan gesels. Verseker. Nou Nico, jy weet 'n mens lees die tydskrif Naskrif, 'n mens volg jou, mens lees die boeke en verhale, maar ek wil sommer net wegval en eerstens vra. Ons weet jy is die polsslag agter NS Skrywershuis. Jy's 'n skrywer, 'n sakeman, 'n mentor. Maar ek wil vanoggend so 'n bietjie wil amper in jou siel inklim en sê, vertel vir ons wie is Nico? Waar kom jou liefde vir die taal vandaan, jou skryf en al daai dinge? Weet jy Karen, my ma was 'n baie sy was baie lief vir lees. Ja. En sy het verskriklik baie boeke gehad. Ek het van dit nog steeds wat sy gelees het en sy het dit so aangegee vir my al was ek hoe klein. Ja. Het ek al begine lees en sy het my daar baie geïnteresseerd gemaak in lees. Ja. En sy kon ook baie interessante stories vertel. So my liefde kom van haar af iewers in die agtergrond. Dis baie ver terug. Is Langehoven familie van my. So dalk kom die gene deur. En op skool het ek baie van Afrikaans gehou. Ek het 'n liefde daarvoor gehad en opstelle skrywe en so aan. My pa kon ook baie mooi skrywe. Hy was meer 'n romantiese mens. Hy het vreeslike mooi romantiese goedjies geskrywe. En dan, weet jy, dit is so vreemd. Ek sê mos alles in die lewe is gekonnekteer. Ja. Ons het in 'n huis ingetrek toe ek seker so 7, 6 jaar oud was of so iets. In die tuin was 'n absolute woestyn. Dit het verskriklik gelyk. En my ma het begin regmaak en skoonmaak. Ja. En tussen hierdie lang gras en goeters het daar 'n ou Remington tikmasjienkie uitgekom. Ja. En ek het met daai tikmasjienkie stories geskryf soos jy nog nooit in jou lewe gesien het nie, maar in my kop. Ja. Jy weet, in my kop. En dit is nou maar, en weet jy, en ek het nog steeds 'n absolute begeer daai, ek weet nie wat van die tikmasjienkie geword het nie. Ja. Maar ek het nou die dag vir my 2 ou tikmasjiene gaan koop net om daai herinnering. Ja. Die nostalgie daarvan, nee, dit bly dan maar net sinoniem met skryf. Ja. Maar dit is maar waar dit begin en dit is ek is maar net baie lief vir lees en stories en jy kan jy so lekker uitleef daarin, jy weet, en veral in komedie. Ja. As die dag die komedie my vat, dan is ek baie lief vir komedie skryf. Ja, en ek dink dit is eintlik as 'n mens nou van skryf praat, ek wil nou nie vir my slim hou nie, maar ek dink dit is seker van die moeilikste goed om te skryf is humoristiese goed, want dit kan so vinnig op sy neus val en plat val. So Ja, jy weet, mens moet baie versigtig wees met komedie. Dit kan so 'n bietjie wat hulle noem slapstick raak. Ja, maar kyk, en jy moet 'n ander manier kry wat mense te laat lag. Nee, verseker. Maar kyk, laat ek vir jou sê, as iemand nou regtig wil vir hulle self, wil ek amper sê, nat maak van die lag, dan moet hulle nou daai Griesels van Poespas vlei lees, want ek bedoel, ek het die opname daarvan vir jou gedoen, maar ek sal vir jou sê, ek het soveel take 1, 3, 4, 5, 6 en dan spugel ek nog steeds deur dit, jy weet. Ja. So, dis 'n lieflike jy weet, reeks stories daai. Ja, daai 2 boeke was vir my, weet jy, ek mis nou nog die Griesels. Ja. Hulle was, ek het my so ingeleef in hulle omstandighede en kyk, daar's die erns ook. Ja. Maar die komedie was vir my lekker. Hulle het net vir my, hulle het eintlik vir my die storie gegee om te skryf. Regtig waar. Dis 'n wonderlike klomp mense. Dink in elk geval nie Tilly is die tipe karakter wat haar laat vertel wat om te doen nie, jy weet, so Nee. Nee, sy het my absoluut oorheers. Nico, maar ons by van ons vragies af en dit is altyd vir my so lekker want dis hoekom ons dit doen, maar ek weet jy's ook passievol daaroor om ander skrywers, jy weet, te help en te slyp. So, vertel vir my hoe daai rol van jou werk as skrywer, die bestuur van jou platforms, die tydskrif en dan ook nog die tyd wat jy vind om ander skrywers te slyp. Hoekom?
Jene, weet jy, dit is 'n baie moeilik. Jy weet, deesdae kry ek baie min tyd om self te skryf. Ek erken openlik. Ja, Ek het heeltemal te veel hooi op my vurk want ek is oral het ek 'n vinger in 'n pastei. Maar ek glo daaraan om besig. Ek moet besig bly, jy weet, want ek sal gek raak as ek nie 'n rede het om ja, voorop te staan nie. ja. My dag begin gewoonlik so tussen 4 en 5 So, in die oggende wanneer ek wakker skrik en dit eindig hierso tussen 10 en 12 saans. so, So dit verg baie geduld en ja, deursettingsvermoë om soveel tyd voor 'n rekenaar deur te bring en jy leer om kop te hou en jou tyd eweredig te verdeel. net so, ja. So ja, dit is maar hoe dit gaan. Jy weet jy moet maar net 'n lysie maak. Ja, Gaan maar volgens 'n lysie af. ja. Is net die ander mense, die ander ou met wie jy werk is nie altyd so geduldig soos jy nie. Ja, dis waar. Nico, maar die tydskrif Naskrif. Dit is 'n pragtige tydskrif. Dis regtig 'n glanstydskrif. Vertel vir ons, Dankie. waaruit is dit gebore? Ja, vat ons net so 'n bietjie terug in tyd en vertel vir ons van Naskrif. Jy weet alles is gebore in COVID. Ja, Daar's ja. soveel dinge COVID het eintlik soveel nuwe dinge uit die slegte kant, maar die goeie kant was daar is baie dinge in huise gebore van mense wat op 'n tot 'n stilstand geruk is. Ja, En ek was op 'n punt waar ek tot stilstand geruk jy weet en dit was hier op die plaas waar ek werk en ook bly. mm, En ek het net gedink ek wil nou iets begin. Ek moet nou iets doen voor ek mal word. ja, En dit is so ek en die skrywershuis begin het. ja, En toe het dit ontwikkel tot die Desember 2022. Toe dink ek maar ek wil 'n tydskrif uitbring. ja, My ma is die Oktober maand oorlede en ek het die laaste ding wat ek vir haar gekoop het was 'n tydskrif. Sy het my gevra kan ek net vir haar 'n tydskrif koop en ek het die tydskrif my lesenaar gehad en ek het gedink maar ek wil ook 'n tydskrif doen. ja, Ek kan dit doen. ja, En dit is hoekom die eerste uitgawe in Desember 2022 verskyn het. En my doel daarmee was om vir myself om kreatief te wees, maar ook om onbekende en talentvolle skrywers en digters bekend te stel, bietjie kollig te gooi op kunstenaars in die teater en musiek. ja, En jy weet in deur die tydperk tot nou toe het Naskrif ook maar deur baie gedaanteverwisselings gegaan, maar ja, dit is 'n leerproses en dit bied ook geleenthede wat die hoofstroom nie bied nie dis waar. en hulpbronne vir skrywers en digters en wat jy nie in ander tydskrifte kry nie. Jy weet en daar's wonderlike talentvolle mense in interessante plekke in ons land. Ja, En ek wil dit graag ontgin. En daarvoor is ek ewig dankbaar vir mense soos Mersha Coetzee en die swerwer Melvin Iverson vir ja, hulle bydraes en natuurlik ook Koet Groblaar wat vir ons interessante artikels skryf oor die opera en oor musiek ja, en staaltjies, jy weet. dis So goed. dit is wat dit interessant maak. So ek gryp na allerlei dinge wat ek dink interessant sal wees vir die leser en dan sit ek dit nou maar in Naskrif en ek skep die tydskrif en dit is baie gewild. Wat vir my baie interessant is Karen en iets Ja, wat ek weet ek het selfvertroue maar mens voel maar partykeer jy weet jy voel so half of ja, jy nie seker is van jouself nie. ja, Is die terugvoering wat 'n mens kry. mm, Dan dink ek, "Hy, is dit regtig wat mense dink van hierdie tydskrif? Dis wonderlik, jy ja, weet." dis waar. So en as jy so 1000 tussen 1000 en 2000 lesers in 'n maand kry, dan is dit regtig Nee, wonderlik. dit is wonderlik en ek dink hoe meer 'n mens jy weet, soos mense maar op die pad stap wat jy stap, dan besef 'n mens die skrywerswêreld en weet mens dink altyd as jy dink aan leesboeke, dan dink jy boeke op die rak, boeke in die biblioteek, jy weet daai ding. Maar daar's 'n hele Ja, wêreld met mense wat rondom dit gebou is en dis die ja, interessantste goed wat 'n mens lees in die tydskrif oor mense. Jy weet, ja, so ek dink dit is vir mense wat lief is vir lees en skryf en al daai dinge, dit voel definitief dit is 'n nismark wat jy eintlik geskep het. ja, Jy weet ek vir dink so, mense ja. wat geïnteresseerd is daarin. Maar nou Ja, wil ek ook by jou hoor net weer terug by NS Skrywershuis. Jy het ook jy weet jy vul ook 'n gaping vir opkomende skrywers en dan nou jy weet mense wat dit 'n beroep van maak.
Hoe gebeur dit? Kontak mense jou, soek jy na sulke skrywers? Wat is daai proses van NS Skrywershuis? Kyk, met my bemarking het ek nou uit NS Skrywershuis nogal redelik bekend geword. En so baie skrywers stuur hulle manuskripte aan my. Ja, En dan evalueer ek dit. Ek lees daardeur, ek kyk, jy weet, is daar 'n ek sal nie sê is daar 'n mark daarvoor nie. ja, Ek dink vir elke boek is daar 'n mark. ja, Maar hierdie is iemand wat graag 'n boek wil publiseer. Dit is hoe ek dit sien. ja, Wat nie 'n geleentheid gaan kry by 'n groot uitgewers nie, want hulle word toegegooi onder manuskripte. ja, Vir hulle gaan dit oor wins, want ja, kyk, hulle vorm 'n bestaan, hulle het salarisse om te betaal en krag en allerlei dinge. ja, So hierdie is 'n persoon wat graag hierdie manuskrip wil publiseer in 'n boekvorm, wil 10 daar dit verkoop en so aan. So ek wil evalueer dit, maar ek het ook 2 teksversorgers, Ronel Dan en Bets Koen. goed, Ons werk baie nou saam, hulle is van Pendit.za. Hulle evalueer ook en dan besluit ons, jy weet, dan kwoteer ons en ons besluit of ons hierdie boek wil aanvaar en of ons dit gaan publiseer. ja, In meeste gevalle doen ons dit want tensy dit nou regtig baie swak werk is. Ja. Wat ons nou sien, kyk, hierdie is nou klomp twak. ja, Maar jy weet, dit is maar wat ons doen. En ons bied daai geleentheid vir daai skrywer wat, en jy weet, die dankbaarheid is ongelooflik. En dit kos hulle nie 'n arm en 'n been nie. net so. So Ja. jy weet, so ons gee daai geleentheid. Dis wat NS Skrywershuis maar doen. Ja, En ons dis wonderlik. bied die geleentheid. Ja. Ja, dis wonderlik. Nou, Kyk, ons kompeteer nie met die groot uitgewers Nee. nie. Jy weet, die Hoofstroom nie, glad nie. Jy Nee. weet dat hulle is 'n ander wêreld Mhm. daarin. verseker. Ja. Jy sê hulle kan nie by alles uitkom nie. So dis eintlik amazing dat 'n Ja. mens 'n mark skep vir opkomende skrywers en iemand wat Ja. sê nie 'n kans sou hê, jy weet, Ja. in daai wêreld nie. Maar Nico, vertel vir my wat die toekomsplanne is vir Nico Skamrol, die skrywershuis en ook naskrif. Hoe lyk hierdie dinge? Mense kom vir jou sê wat die toekoms in Drome? baie drome, Ja. drome. Ek wil graag naskrif 'n bietjie verder vat. Ek wil hom bietjie meer ontwikkel. Ja, Ek sit met 'n paar idees, wat ek nie nou kan vir jou presies kan sê nie. Ja. Ek praat ook met ander mense daaroor, miskien meer mense betrokke kry ja, wat vir die tydskrif sal skrywe. ja, Kyk, dit is 'n gratis tydskrif. Ja. So daar's nie 'n inkomste nie. ja, So ek kan nie aan mense iets gee en sê, hoor hierso, dankie, hier is vir jou 'n paar duisend rand vir 'n artikel nie. ja, So ek moet ook nou maar bakhand staan. ja, Maar so dit is wat naskrif betref. En 'n skrywershuis, ek wil verskriklik graag, een van my drome is om 'n wonderlike leesfees hier op die dorp aan te bied, op Ja. Uitnage of Karega soos ons dit noem. ja, Hier is lieflike venues wat ons kan gebruik. ja, Soos 'n leesfees. ja, En dan het ek nog steeds 'n droom van 'n boekemuseum, tipe van 'n skrywersmuseum, ou boeke, ou goeters. Ja. Ek weet nie, ek werk nog aan daai idee. Om wonderlik. so iets te Ja. begin en dinge te bewaar. Jy weet, Dit is wonderlik. daai ou tikmasjiene en Ja, goeters. nou praat ons. Ek het juist so eene wat ek vir jou 'n foto van sal stuur wat hier staan in die huis uitgestal. Nico, Nou toe. jy het vir my, dit was baie lekker om met jou te gesels en dankie vir die tyd wat jy aan ons afgestaan het. Mag dit regtig, mag NS Skrywershuis en naskrif van krag tot krag gaan. Ek moet vir jou sê, nê, en dis nou nie om jou beeld te blaas of wat ook al nie, maar die inhoud van NS Skrywershuis is regtig, dit is van naskrif is amazing. Dit is van so 'n hoë, jy weet, standaard, maar die voorblad, ek weet nie hoe jy elke maand dit reg kry nie, maar dit ek kan nie wag om as ek sien as ek sien naskrif is op pad. Ek kan nie wag om te sien wat het julle op daai voorblad gedoen nie, want dit is vir my, dit voel vir my dit is kuns wat gedruk moet word. Ek weet nie. Ek Ja, dit moet dit iewers is hoe hang.
Ja, dit is 'n tipe van 'n styl wat net ontwikkel het, nê, as jy Ja, kyk na die heel eerste uitgawe en hoe die omslag verander het. Ja, ja, ek is baie lief vir 'n mooi omslag, selfs boeke se nee, omslag, jy verseker. weet, dit is vir my baie belangrik en ek het altyd maar so 'n tema deur die tydskrif, Ja, jy weet, die laaste ene was, Winterwasem ja, en, so aan. So ja, ja, dis ag ek is pragtig. baie bly jou woorde, ek waardeer jou Nee, terugvoering, ek soos waardeer ek jou sê, woorde. vir die wat nou dink ek blaas jy weet ek smeer jou heuning om die mond, maak moeite, sorg dat jy die naskrif kry, dan sal jy presies weet waarvan ek praat. Dit is ja, is pragtig. Nico, dankie. Ek waardeer jou tyd. Jy's meer as welkom en dankie dat jy met my aan my gedink het. Ek Ja. waardeer dit. Nou maar 'n mooi dag en goed gaan daar. Selfde vir jou en die lesers en die kykers. Goed. Totsiens Nico. Goed, goed hoor. Totsiens. Tata.